En hy is hier met 'n groot gejuig en 'n bietjie aksie. Is die Wille Weste daar op die snelweg gewees op pad na Pretoria toe, maar hy's hier. Dr. Roan Steyn, hoe gaan met jou, Roan? Dit gaan altyd goed met jou, Antoine. Nee, dit gaan goed. Dit gaan beter as mense praat oor die sterre, want dis die een ding wat ons almal verbind hierdie eons, né? Ja, Dis Antoine, daai sterregewelf. ek voel dat die sterre is dis die deel van die natuur wat regtig ongerep is. Dis nou die een deel van die natuur waar die mens nie sy vingers kan inkry nie. So as ons na Mars kyk, wanneer ons na Jupiter kyk, wanneer ons na die sterre kyk, dan weet ons dit is die suiwerste vorm van die natuur. En dit is vir my vreeslik lekker om dit te bestudeer en dit dan met julle te deel. Nou, ek wil met jou stry. Ek wil sê, dan moes daar een van daai robotte wat hulle op Mars gesit het 'n wiel verloor het. Okay, miskien wil ek daai hele deel nou weer sê, maar net sonder Mars. En die maan. Die Mars en die maan. Kyk, daai wiel is goud werd, hoor. As ek een van die mense is wat eerste daar land, gaan ek heel eerste daai wiel soek en hom gaan bære in 'n kas. Ja. Dis 'n versamelstuk. Hoorie, maar jy sê ons het 'n besige maand wat voor ons lê. Ja, Junie is altyd 'n vreeslike lekker maand vir sterrekunde, vir waarnemings, want gewoonlik, soos ons nou maar weet, dit is nou wintertyd. Dit is lekker wintertyd. Wanneer ek so na 'n teleskoop kyk en ek dink terug na my beste herinneringe van observasies doen in die middel van nêrens, dan dink ek altyd dis koud. Maar dit is altyd koud want dit was altyd so in die middel van die winter gewees. Ja. So baie van die of die sterrepartytjies word in die winter gehou en die lug is soveel mooier in die winter. Die dae is korter, so die nagte is langer. So die winter is net veral hierbo. Daar word die weer speel saam. So die winter is net regtig 'n geweldige lekker tyd om na die sterre te kyk. So, as jy nou reg is vir Junie en jy's reg om sterre te kyk, dan wil ek jou graag nou maan om die volgende paar goedjies in gedagte te hou. So ons kyk altyd, soos ouer gewoonte, kyk ons na die planete wat ons sommer met die oog kan sien. Ons kyk na Mars. Mars is nogal klein hierdie tyd nou. Hy's vreeslik ver weg van die aarde af in sy wentelbaan in vergelyking nou wat met die aarde is en die son is en Mars is. So is vreeslik moeilik om eintlik nou na sy oppervlakte kyk en so aan. So Mars, mens kan hom sien, maar daar's nou nie vreeslik baie om oor huis toe te skryf nie. Jupiter lê laag net na son onder, behoort baie mooi te wees om te kan sien, maar ek wil so klein bietjie stil staan by Saturnus. Nou, soos jy nou weet, Antoine, ek is 'n groot, sal ons dit noem, 'n Saturnus liefhebber. Wat interessant is van die afgelope ruk, Antoine, is dat Saturnus het die afgelope paar maande, selfs jare, het sy kantelhoek het heelwat kleiner geword ten opsigte van die aarde, veral wat die ring aanbetref, spesifiek nou die ring. So dit beteken dat, jare en jare terug het ons gekyk en ons kon Saturnus se ring vreeslik mooi sien, want sy ring was gekantel na die rigting van die aarde. Maar hy is nou 'n deel van sy wentelbaan waar die hoek al hoe kleiner en kleiner word, en daai hoek dink ek is nou 3.4 grade om nou presies te wees. So dit beteken van die aarde af sien ons nou net eintlik 'n streepie waar sy ring is. Nou dit het 'n baie interessante gevolg. Vroeger jare, of ten minste toe die kantelhoek nou baie groot was al baie refleksie wat van Saturnus af teruggekom het. So beteken Saturnus was 'n vreeslike helder voorwerp in die sterrehemel, oordat hy baie oppervlak het waarvan die lig dan nou terug reflekteer na ons toe. Maar met dat die ring nou nie meer na ons kant toe wys nie, as dit ware, is daar nou baie minder refleksie, wat beteken dat Saturnus is dowwer as gewoonlik. Daar's nie so baie wat vir ons terugreflekteer nie. Nou, die lekker kant van die muntstuk wat dit aanbetref is, nou kan ons bietjie beter na sy maane kyk. Want gewoonlik is Saturnus so helder, as mens met 'n teleskoop of met verkykers na hom kyk, dan sien 'n mens nie die maane maklik nie. So nou is ons in die bevoorregte posisie waar ons nou spesifiek na die 4 maane kan kyk, wat nou spesifiek mooi kan wys is Titan en Dione en Rhea en Tethys en so aan. En dit is
iets waarna ek geweldig uitsien, is om nou 'n minder helder Saturnus te sien, sodat 'n mens die foto's, veral die astrofotograwe daar buite, sal nou baie mooi foto's kan kry van Saturnus se maane. Dan is ons nou aanbeweeg verder van Saturnus af, of tenminste eintlik heel wat nader, ons hou eintlik die beste vir laaste, Venus. Nou Venus, ons weet, is die oggendster en is die aandster, en Venus is baie helder die tyd van die jaar. Ons is veral nou, hy kom so 3, 4 in die oggende is hy daar, net na sononder is hy weer daar. En wat interessant is van Venus, Antoine, is, en ek het dit voorheen genoem, is dat Venus het 'n interessante eienskap, en dit is dat ons die fases van Venus kan dophou. So as jy nou daar in die buitelewe is nou in hierdie maand van Junie, maak asseblief seker dat jy met 'n teleskoop of 'n verkyker, of miskien as jou slimfoon baie goed kan inzoom, kan 'n mens dalk na Venus kyk, en jy kan kyk na in watse fase is hy, want hy het dieselfde fases as ons maan. Maar dit het my toe nou aan die ding gesit, Antoine. Toe dink ek by my... As jy sê dieselfde fase, het hy soortgelyke, soos wat die maanfases het Venus fase. Ja, Okay. Dankie daarvoor, ja. Dit is nie dieselfde fases Ja, maar nie. sê, dit sal interessant wees. Ja, nee, ons het nou nie daar 'n korrelasie gemaak nie, maar ja, hy het fases soos die maan. En eintlik al wat fases is dat die aarde is op een deel van die wentelbaan, die son is in die middel van die sonnestelsel, die ander planeet is iewers anders, en die son skyn op daardie planeet, en dit is iets wat ons altyd moet onthou, is dat die enigste rede hoekom ons goeters in die ruimte sien, ten minste in ons sonnestelsel, is omdat die son op hulle skyn. As die son nie daar was nie, ek het dan ons groter probleme gehad, maar kom ons sê ons het nou nie daai probleme nie, maar as die son nie daar is nie, dan het ons niks gesien. Ons het die Mars gesien, ons het die maan gesien, ons het die Venus, Mercurius, Jupiter, Saturnus, ons sou nie een van daardie planete kon sien nie. Wat beteken dat die rede hoekom ons fases sien is dat die son skyn uit 'n ander hoek uit, soos wat hierdie voorwerpe om die son wentel. Wat het ek gesit en dink, hoekom is dit dat ons dan nie ander fases sien op ander planete nie? En toe het ek nogal bietjie gaan dink oor, ek het die prentjie geteken in my kop gisteraand toe ek nou voorberei. Toe sit ek op die ou einde, toe sit ek met 'n flits in die middel van 'n stuk papier, en ek het die TV se afstandbeheer gevat in 'n soutpot en 'n peperpot, en ek het vir my so 'n sonnestelsel gebou op die stuk papier hier voor my, om net te sien, maar hoekom is dit dat ons net fases op Venus sien en nie fases op ander planete wat verder weg in die sonnestelsel is nie? En eintlik kom dit daarop neer dat ons sien die fases van Venus baie goed, en dan die effek as gevolg van die feit dat hierdie ander planete soveel verder is en hulle kantelhoeke is heelwat kleiner, sien ons eintlik maar, as mens die gemiddeld vat, sien ons eintlik maar al die ander planete altyd vol. As dit maar tegnies gesproke, as ons so vreeslik tegnies wil wees, is daar so 1 rand van Jupiter wat sekere tye van sy wentelbaan nie so helder is soos die ander deel van Jupiter nie, wat dan nou tegnies daarop neerkom dat Jupiter het ook dan nou eintlik 'n fase, maar dit is so klein dat ons neem dit nie eens eintlik in ag nie. Waar met Venus wat nou vreeslik nader is, en wat hoe erg gekantel is ten opsigte van die wentelbaan, sien ons hierdie fases. Baie interessant. Maar die enigste ding wat regtig vir ons saak maak as mense oor eeue heen seker is maar die maan, want hy gee vir ons helder lig in die aand. Ja, as hy vol, as hy kan ons 'n bietjie gaan oes tot so 10 in die aand toe as die maan vol is. Ja, nee, en ons so van die volmaan gepraat. Hierdie maand van Junie kan ons die volmaan verwag, die 11de Junie. En die enigste rede hoekom mense dit gewoonlik noem is dat wanneer dit volmaan is dit geweldig moeilik om ander sterre dop te hou met observasies. So ons beplan gewoonlik ons observasies ook om die maan se skedule, want ons wil nie met volmaan eintlik uitgaan nie. Ja. Maar daar is geen rede om nie die maan te gaan bestudeer nie. Die maan is onsaglik mooi met al sy kraters, en die mense het nie 'n vreeslike sterk verkyker of 'n teleskoop nodig om regtig die maan te geniet nie. My raad sal net wees, maak net asseblief seker dat jy 'n maanfilter gebruik. Want mense dink altyd dat mense moet altyd 'n sonfilter hê, natuurlik, maar 'n maan, die maan, 'n volmaan sal jou oë brand dat jy net kolle sien. So dit is baie belangrik. Ek het dit nie geweet nie. Baie belangrik om 'n maanfilter. Dit verklaar baie.
Nee, maak so 'n grapie, maar So ja, net vir interessantheid, die volmaan van hierdie maand word die Sustersmaan genoem. As gevolg van die feit dat die 7 susters nou oor die horison kruip. En so Junie is nou die Sustersmaan en dan as ons 'n tweede volmaan in Junie sou gehad het aan toe, wat ons nie het nie, maar as ons 'n tweede volmaan in Junie gehad het, sou sy naam die heuningmaan gewees het. En wat is dit in Engels? Honeymoon. Kan jy dit nou oor vertel? Wow, Die volgende honeymoon of die volgende heuningmaan is die 30ste Junie 2072. genade. Dis sommer net om die draai. Ja, ons sal ons dit slank vasmaak vir 'n buitelewe program. Ek dink ons maak hom vas en ons sal seker maak dat ons verpleegsters so goed hier het. Van daai uitsending. Hey, is so jong man. Even op Pretoria FM. Is 'n spesiale uitsending. Hulle het 'n vergunning gemaak vir ons in 2072. Ons is hier. Dankie julle. En ons gesels met Dr. Roan Steyn. Ons het nou bietjie gehoor van Saturnus se maane Ja. en Venus en toe het jy 'n selfoon genoem, 'n sterk selfoon en met 'n sterk selfoon neem ek aan dit moet 'n redelike bil wees as mense wil foto's neem van sulke goed. Ja, dit is waar. Wat interessant is in die wêreld van astrofotografie is dat slimfone het al hoe slimmer en slimmer en slimmer geword. Nou, ek dink daar's baie kort paadjies wat slimfone baie keer gebruik om vir jou die foto te wys wat hulle dink jy wil afneem. Jy praat nou van die bekende Samsung maan katastrofe. Ja, presies. Of skandaal, waar jy neem die maan af, maar omdat ons altyd dieselfde kant van die maan sien, het hulle sommer al reeds vir jou 'n foto met vir jou foon verskaf. En dan kyk hoe mooi is die maan, kyk die krate. Net so. So ek is nog steeds 'n groot voorstander van weet tradisionele astrofotografie met die groot kameras en die regte kameras en ensovoorts. En teleskope en die wat interessant is net om by te las by wat jy nou daar genoem het, is dat ek het 'n sterk vermoede, maar ek kan dit nou nie bevestig nie, is dat daai einste fone wat so die vreeslike mooi foto's van die maan geneem het, ek het so 'n idee dat as jy 'n foto neem van die sterre, dan is dit ek dink dit is nie onmoontlik dat hy die sterre herken, die patroon van die sterre herken, dan weet hy wat in die agtergrond van daai stuk van die sterrehemel is, en dan neem jy die foto en hy kleur dit vir jou so klein bietjie in en dan dink jy het nou die Melkweg afgeneem of jy het nou iets afgeneem en hierdie kamera lyk nou verskriklik goed. Maar ek het maar ek kan nou nie my kop op 'n blok sit nie, maar ek dink net dat jy meen die selfoonverskaffers is nog steeds besig met tricks. Ek dink so en om dood eerlik te wees, ek dink nie dis verkeerd nie. Ek dink wat is die doel van 'n selfoonkamera? Selfoonkamera se doel is om 'n gedagte, 'n ervaring wat jy beleef, wat jy met jou eie oë gesien het, wil jy kan vasvang. Nou, vir jou om daai Melkweg vas te vang wat jy regtig sien, moet jy duisende rande se kameras hê. So dit beteken dat as hulle jou nou so klein bietjie uithelp om daai ervaring net vas te maak op 'n foto, al is dit nou so klein bietjie killery, dink ek dit is nie so verkeerd nie. Jy kan net nie daai foto's gaan staan in 'n kompetisie in sit en dan wen jy nou pryse vir jou vreeslike mooi maanfoto's nie. Maar Roan, dit gee ons nou skietgoed vir die ouens wat die plat aarde teorie aanhang. Hulle gaan sê, jy kan nie 'n foto van die ruimte neem nie. Hulle sit goed daarin, man. Hulle steek in al hierdie vleiende voorwerpe. Hulle redigeer dit uit jou foto uit. Jy kan lekker probeer. Dis hoekom dit altyd so uitfokus is as jy probeer om 'n vleiende piering af te neem. Ja, altyd so uitfokus. Dit is gestel deur die Amerikaanse regering en die VN en al die ouens. Hy maak hom so 'n bietjie dof dat jy niks kan sien nie. Ja. Nou weet ons. Nee, maar so wat doen hy want ek weet jy kan 'n foon aan 'n teleskoop koppel. Sal hy dan agterkom, ek weet nie, hoe doen hulle dit dat hy dit nie doen nie?
Ek het so 'n idee, as die slimfone dit doen, dink ek moet dit teen net iets wees wat jy kan afsit. Dit moet iets Ek wees. dink is so eenvoudig soos Of jy moet 'n ander kamera sagteware aflaai van die winkel af. ja. Die, Of as 'n mens regte astrofotografie wil doen, of as met 'n dan regte kamera. dan moet jy dit met 'n regte kamera doen, of as 'n mens wetenskaplike foto's of beelde wil neem van die ruimte, dan moet jy doen soos wat ons dit nou maar al die jare doen. Ons het CCD kameras wat ons aan die teleskope koppel. Dit's absoluut swart en wit, hoë resolusie, 100 hang af wat se kamera mense het, maar ons het op hierdie stadium daarso by die universiteit het ons CCD kameras waarmee ons die son permanent afneem. Wel, terwyl die son bo die horison is, neem ons die son af met CCD kameras, baie hoë kwaliteit, binêr, so dis swart en wit, Ja. en teen 250 rampies per sekonde. Ongelooflik. So dit is maar dit is dan wetenskaplik. Dit beteken mens hy sit hom dan vir jou in 'n rooster. Die datastruktuur is in 'n rooster en dan kan jy nou met 'n klein messie of 'n inspuiting kan jy nou in daai data gaan rondkrap om spesifiek nou te gaan uitvind presies hierdie sonkol, die middelpunt van hierdie sonkol se magneetveld was presies daai intensiteit gewees op daai oomblik en dis hoe hy verskil van sekond na sekond. Genade. Nou, voor ek jou laat gaan, ek weet ek het jou nie voorberei op hierdie nie, maar die LSST kamera, dis die wêreld se grootste kamera wat by Rubin wat mense observatory, Sterrewag. 'n sterrewag. Die Rubin sterrewag in Chili verlede jaar aangekom het. Ek het dit op my Facebook tydlyn gesien. Ja. Nou dis ou nuus. Ek weet dis ou nuus, maar dis vir my verstommend dat hulle dis 'n 3.2 gigapixel sensor in daai kamera. Maar hy lyk presies soos 'n normale weet 'n ordentlike DSLR kamera. Hy het natuurlik nou daar binne in daai ding. Dit is 'n verskriklike groot ding. Maar daai lens en as hy tot 'n lenskap gehad hier die doppie, 'n lensdoppie wat hulle afgehaal het. Daar's 2 groot ouens gekom en die lensdoppie afgehaal en alles na hoe groot is die hele opstelling? Hy's so groot, die lens sou ek sê is omtrent so groot soos 'n mens. Die deursnit. Soos 'n mens omtrent. Hulle moet hom Saterdag by Loftus kom opsit. Daai manne met die groot lense langs. Jy gaan die ekstra nodig hê vir daai beserings nie. Dit is jy gaan sien presies hoe breek elke sel. Ja. Maar hulle gaan blykbaar soos ek verstaan 'n 10 jaar waarneming van 'n deel van die heelal neem en net oor 10 jaar sien hoe dit afspeel. My wêreld. Dit klink fascinerend. So as ek nou reg as ek sê dat hulle wil nou seker weet 'n lang foto neem. 'n lang foto neem of 'n reeks foto's miskien maak. Ek weet nie hoe hulle dit gaan doen nie. En dan dit bymekaar sit oor 10 jaar en dan kan jy sien hoe daai tyd uitspeel oor my wêreld. Wel, dis baie interessant. Dit voel vir my dit is iets waaroor ons baie meer in diepte moet gaan gesels. Ek dink so. Ek het jammer ek moes dit vroeër aan jou genoem het, maar dis iets wat ons in die toekoms wel kan bespreek. Dis vreeslik interessant. Nou ja, vir al die mense in die buitelewe, Dr. Roan Steyn, baie dankie dat jy by ons kom kuier. Dankie Anton, dit is altyd lekker om saam met jou hierso te kuier. Dis heerlik. 'n Ruimtefisikus en groot nuus uit die son uit ook hierdie week wat gebreek het, was nogal interessant hoe dit was 'n groot geomagnetiese storm. As jou radiosein bietjie af was of nie vreeslik lekker was nie, dit was 10 as gevolg van die ontploffings op die son. So, daar kom ons aan die einde van hierdie program.